Jesus naam. Amen. En amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Is lekker in die teenwoordigheid van die Here. Ja, mag ek jou weer 'n keer nooi. Hierdie is my favourite uitnodiging. As jy wil weet hoekom dit belangrik is dat jy hier is, jy kan môreoggend kom en weer kom probeer, jy sal sien, is nie dieselfde nie. Is belangrik dat jy hier is, so dankie dat jy hier is, dankie dat jy kies om die Here te dien. Nou blaai asseblief vinnig na Rigters toe, daar is iets wat Vader in jou gees wil vasmaak vanoggend. En so die goeie werk wat hy begin het, hoop ek dat hy ook sal klaarmaak deur die woord. Kan ons net vir die Here dankie sê vir ons musiekspan. In 'n seisoen waar Afrikaans sprekende gemeentes meeste van die tyd miskien een musikant het, is ons in 'n seisoen van ten minste 4 musiekleiers. Ek dink dit is dalk 5. Ek bly vergeet en die mekaar raak met oom Dion, maar ek dink is at least 4, okay, so. Oom Isak, is lekker om vir julle te sien. Gaan julle nog 'n keer by ons kuier of is dit alright? Ek hoef nog nie vandag nie. Okay, dan is ek bly. Oom Isak, hulle trek op 'n stadium. Ek wil net seker maak ons kry vir hulle ordentlik gesalieer. Rigters hoofstuk 6 vers 13. En hierdie tema onthou vir Gideon. En ek hoop dat jy bekend is met die storie van Gideon, maar ek gaan hom so vinnig weer vir jou vertel, maar ons gaan hom net so vinnig ontmoet hier in vers 13 tot vers 16 van Rigters hoofstuk 6. Nou net 'n paar belangrike goed, 'n paar voorveronderstellings wat ek met jou wil deurgaan. In die eerste plek, glo jy dat God nog mense roep vandag? Glo jy is geroep? Ja, dit was wonderlik. Ek het gewonder of julle gaan, maar ek is bly julle het, want dis die reine waarheid. Ons het nie almal dieselfde roeping nie. Ons is nie almal geroep om voltyds in die bediening te wees, net in die opsig van 'n pastoor of 'n predikant nie, maar almal van ons is geroep. En ek wil met jou praat uit daardie plek uit vanoggend, want ek het in my gees ervaar toe ek vir die Here vra, Vader, waaroor wil U met ons praat vanoggend? Dat ek vanoggend man en vroue sal bedien wat 'n roeping het, maar wat nie op hierdie stadium besig is om daardie roeping uit te leef nie. In jou hart van harte weet jy, daar is iets waarvoor die Here jou roep, en ek hoop om jou te bemoedig vanoggend met die woord. Ek hoop om jou te wys. Ek hoop om dalk oor so 1 of 2 hekkies te klim, sodat ons in die seisoen wat voor lê, die voorreg sal hê dat jy ook die volheid van jou roeping sal uitleef. Terwyl ek besig is om preek te werk, op 'n stadium gaan ek uit, en ek sit so 'n bietjie onder die afdak by die huis, saam met Carla, en toe ek opstaan, toe sien ek daar na die mango boom se kant toe, daar lê omtrent 'n klomp mango's op die grond, en Carla sê, sy moet gou bietjie die mango's gaan optel, en die ander mango's pluk, en nou sê hy met die stok besig, ek koes net, want ek is bang, ek kry 'n mango op die kop, en terwyl ek die mango sien wat onder die boom lê, ervaar ek so in my gees, dat die oes is ryp. So ryp dat daar al is wat op die grond geval het. En as ons nie vinnig gaan maak om hulle op te tel nie, gaan ons hulle mis. Dit is krities belangrik, dat jy jou plek sal volstaan in die liggaam, dat jy jou roeping sal uitleef. Dit is krities belangrik. Die oes lê al eintlik op die grond. Daar's nie tyd om te wonder nie. Nou lees saam met my in Rigters 6 vanaf vers 13. En so die engel van die Here, en julle weet nou al, hoofletter E, engel van die Here, wie is dit wat dan, wie is dit? Jesus, in sy geesvorm, voordat hy mens geword het in die Nuwe Testament, is in die Ou Testament duidelik as die engel van die Here, hoofletter E. En so Jesus self praat met Gideon, hy sê, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dappere held, vers 13, en toe vra Gideon, en hoor wat hy vra, en hoor of resoneer dit nie met jou hart op 'n plek waar ek en jy ook van tyd tot tyd is nie. Hy sê, ag my Heer, as die Here dan met ons was, of met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons Vader ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie,
Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. En kom ek verduidelik net gou so, op hierdie stadium vir die laaste 7 jaar, onderdruk die Midianiete vir Israel. En so hulle sal kamp opslaan, en dan wanneer dit tyd is om, so die Israeliete sal plant, hulle sal hulle lande plant, nou die ouens wat boer, jy sal definitief hiermee kan relate. En so wanneer die oes dan ryp is, dan kom die Midianiete, en hulle kom brand dit alles af, sodat Israel nie 'n bestaan kan maak nie en sal krepeer. Op hierdie stadium bly Israel in grotte, om weg te kruip vir die Midianiete. En so ek verstaan so 'n bietjie Gideon se moedeloosheid, maar ek wil vir jou reg in die begin hiervan sê, moet asseblief nie toelaat dat jou omstandighede jou beroof van jou roeping nie. Moenie toelaat dat die moeilike goed wat deur jy gaan, jou keer om God se stem te hoor nie. Vers 14 sê, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete, is dit nie ek wat jou stuur nie. Vers 15, maar hy vra, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En so ek wil daar begin. Ek wil begin met jou praat oor Jesus, die engel van die Here, sy antwoord aan Gideon, wanneer hy vir hom sê, ek sal met jou wees, en ek wil vir jou sê, jy wat jou roeping moet uitleef, onthou dat hy is met jou. Jy sien, ek wil jy moet oplet, dat die engel van die Here, stry nie met Gideon oor sy swakheid nie. Toe Gideon vir hom sê, so, waarmee gaan ek hierdie doen? Ek is die swakste, my familie is die swakste, en ek is die swakste van my familie. Toe sê die engel van die Here nie vir hom, ag, toe nou nie. Hy sê nie vir hom, jene man, praat bietjie positief oor jouself nie. Hy sê vir hom, luister hier, ek is met jou. Wat my en jou effektief maak in ons roeping, is nie ons vermoë om meer van onsself te dink as wat ons behoort te doen nie, om onsself op te blaas soos ander sommige dit sou wou gehad het nie. Nee, die lank en die kort is ek en jy kan effektief wees in ons roeping vir hierdie rede en hierdie rede alleen. Hy is met jou. Jy kan jou mond oopmaak en goed sê wat jy moet sê. Jy kan goed te doen wat jy in die verlede nie kon doen nie, want hy is met jou. Nou, kan ek net sê, so 'n paar weke terug vra ek, asseblief, help ons asseblief, ons het jou hande in die kinderkerk nodig. En daar staan 'n groepie mense op. En dankie dat jy opgestaan het, meneer. Dankie dat jy opgestaan het, mevrou. Dankie dat jy gekies het om te sê, wel, ek weet nie alles nie, en ek weet ook nie rarig hoe nie. Maar as dit tyd is dat iemand iets moet doen, sal ek iets doen. Vir jou wat 'n selleier is, vir jou wat op die rade dien, vir jou wat hier voor is met die musiekspan, vir jou wat by die deur is, vir jou wat die koppies uitpak, vir jou wat gesê het, ek sal by die inlig oralster waar ons is. Vir jou wat deur die week kies om jou roeping uit te leef, wat van tyd tot tyd nog 'n bietjie onseker is. Ek wil hê jy moet hoor. Ek wil hier met Hebreërs 13:5 hoor. Hy sê, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Sê amen. Sê ons sal nie. Wees tevrede met wat julle het. En hier is die belofte. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy het beloof, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoe maklik kyk ek en jy na ander mense? En ons sê, as ek maar net gehad het wat hy gehad het, wat sou ek nie alles vir die Here kon doen nie? Ek wil vir jou sê, mag hy vir jou genoeg wees. Die feit dat hy met jou is, mag dit vir jou genoeg wees, om te sê, ek sal kies om my roeping op te neem, en die Here te dien. Ek wil jy moet ook saam met my net oplet, so die eerste opdrag, wat hier die engel van die Here vir Gideon gee, is hy sê, luister hier, gaan daai Baal altaars wat daar is, gaan breek hulle af, en die heilige stomp wat langsom is, gaan breek dit af. En so ek wil vir jou sê, jy wat graag in jou roeping wil wandel, en ek hoop dat dit almal van ons is. Ek hoop dat daar 'n begeerte in jou hart is, om die volheid van die roeping waarmee jy geroep is uit te leef.
Ek wil vir jou sê, so ja, in eerste plek onthou, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar in die tweede plek is dit belangrik om hierdie altare eerste af te breek. Daar is niks wat jou gaan keer in jou roeping, daar's niks wat onvrymoedigheid in jou roeping gaan kweek soveel soos altare wat gebou is wat nie die Here verheerlik nie. Nou wat is hierdie altare? In die eerste plek is dit sonde in jou lewe. Het jy geweet dis wat sonde doen? Sonde keer jou om jou roeping uit te leef, want dit ontneem jou van vrymoedigheid. Jy sien, as jy sondige gewoontes koester en kweek, dan keer dit jou om uit te kom by die plek waar die Here jou wil hê. Dit is moeilik om sy stem te hoor, daar is nie vrymoedigheid nie. Tradisie is altaar in ons lewe. Ja, maar my oupa het dit so gedoen en my pa het dit so gedoen, so ek moet dit seker maar ook so doen. Nee, en 100 maal nee. As 'n rede hoekom die Here sê sing vir my 'n nuwe lied. As 'n rede hoekom die Here sê kyk ek gaan iets nuuts doen. Weet jy wat sal jou breek? Dit sal jou breek as jy aan mekaar besig is om te verlang na die verlede terwyl die Here iets vars wil doen. Kan jy imagine? Jy wil jou beste gee vir iemand en al wat hulle kan doen is om te verlang na hoe goed was. Imagine dit. Dit sal hartseer wees. Ek wil vir jou sê, in wat se seisoen jy ook al mag wees, moenie toelaat dat die verlede, die goed sowel as die sleg, moenie toelaat dat tradisie nie, moenie toelaat dat sondige gewoontes jou keer. Die eerste opdrag, Romeine 8:13 sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Wil jy lewe? Ek het vir jou goeie nuus, dis moontlik. Dis waaragtig moontlik. Romeine 8 sê vir ons, hoe? Maak dood hierdie werke van die vlees. Wat is die werke van die vlees? Help my so bietjie. Sê weer? Haat. Sê weer? Dronkenskap. Sê weer? Jaloersheid. Onvergewensgesindheid, so special. John staan vandag op, vlieg gou op. Waar is die John ou met wie jy moet praat, as jy wil 70 times 7 doen, as jy nog nie weet nie. Dankie. Penny, waar is jy? Griet. Hoogmoed in Afrikaans. Selfbeheersing. Tweegesig. Hierdie is als die werke van die vlees. Romeine vra jou 'n vraag, wil jy graag lewe? Hy sê, maak dood die werk. I humbly submit to you, dat ons nie kan werke van die vlees reg bid nie. Jy kan nie in die vlees bly operate en dinge van die vlees doen, en dan met iemand nou vir jou bid om die maak hom vrek. Sny sy keel af. Jy kan waaragtig vry wees. Hy sê, breek eers die bose altare af. Dis Gideon se eerste opdrag. Nou wil ek vir jou net so vinnig die storie vertel. So hier is Gideon, hy reageer op hierdie uitnodiging. Hy laat weet 'n paar clans, hy sê asseblief kom help vir my. Daar dag 32,000 ouens op. Die Here sê vir hom, Gideon, hier's te veel ouens. Sê vir almal wat bang is, hulle kan huis toe gaan. Van die 32,000, Chaka 22,000, Gideon is 10,000 oor. Die Here sê vir hom, dis nog steeds te veel. Laat hulle gaan water drink en kyk wat hulle doen. En dan die wat soos die honde water drink. Hulle is net 300 gewees. Maar nou is dit baie belangrik. En ek wil hier met iets hoor vanoggend, en hierdie is genuine belangrik. Die rede, hoekom God vir Gideon sê, gaan net met 300 mans, is God sê, want as julle dit nie doen nie, kan julle miskien sê, julle het uit julle eie krag uitgedoen. Nou ek sien iets by Gideon, en miskien is dit net ek, maar ek dink nie heeltemal so nie, maar daar's 'n kans. Maar ek wil hier moet hoor, ek wil hier moet ten spyte van die feit,
dat jy soms bang is, wil ek jy moet nog steeds gehoorsaam wees. Ek lees vir jou in Rigters 7 die volgende wat afspeel. Die engel van die Here praat met hom en hy sê vir hom, en as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar en luister wat hulle praat. En daarna sal jou hande versterk word en jy sal in die laar aftrek. En die volgende versie. En hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura tot by die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. Sien jy wat ek sien? Die Here sê vir hom, so as jy bang is, vat jou diensknegt saam. Versie nommer volgende. En toe gaan hy en hy vat sy diensknegt saam. Do you get it? Is bang. Nie alleen moet ons onthou God is met ons nie. Nie alleen moet ons die bose altare afbreek nie. Maar dit is krities belangrik. Al het jy 'n bietjie van 'n angstigheid, al het jy 'n bietjie van 'n beklemming, al weet jy nie wat gaan gebeur nie. Ek wil jou aanmoedig, wees gehoorsaam aan die stem van die Here en kyk wat die Here vir jou doen. Gideon was nie hierdie positiewe groot gelowige wat gesê het, kom wat wil ek sal dit doen nie. Gideon was opreg en eerlik gewees en gesê, hierdie gaan dalk 'n bietjie triekie wees. Ons is 300. Wie van julle weet hoeveel Midianiete was daar in die kamp? Een van julle daai getal. Ek vergewe julle, ek is die ou wat hierdie week 'n stukkie gelees het. Hoeveel sal baie moet wees vir jou om bang te wees met 300 mans? Wie van julle sal kans sien om 1000 aan te vat met 300? 1000 is bietjie baie, maar hier's 'n paar brawes wat sê dit sal alright wees. Wie van julle sal okay wees met 10,000 as jy 300 is? Wie van julle sal okay wees met 50,000 as jy 300? Wie van julle sal okay wees met 100,000 as jy net 300 is? Olie, is jy alright? Okay, nog amper olie is soos ek het dit. Die Bybel sê vir ons 135,000 mans in die laar van Midian. Israel 300. Luister hier. Doen dit al is jy bang. Moenie toelaat dat hierdie vrees jou lam lê nie. Moenie jouself vertel, as ek bang is ek seker nie die regte ou nie. Gideon was bang en hy het dit nog steeds gedoen. En so jy weet daai oomblik wanneer jy daai gevoel kry, miskien moet ek vir hierdie ou bid. Miskien is dit my beurt om vir hom te bid. En daardie oomblik en jy voel, nee ek gaan nie. Ek wil vir jou sê in daai oomblik doen dit. En kyk wat gebeur. En kyk of is die Here nie met jou nie. En in die proses kyk of breek die altare nie. Jy sien, God maak 'n baie sterk statement. Hy sê, ek gaan dit doen met 300 mans, sodat niemand kan sê dit was nie ek nie. En so die vierde een vir vanoggend is dat ek wil hê jy moet weet, God deel nie sy eer nie. Hoor wat ek jou vandag sê. God deel nie sy eer nie. Dis 'n natuurlike instink van ons as mense om die instrument wat die Here gebruik op te tel. Ek wil jou baie mooi vra. Dis die wonderlikste. As ek en jy besef, God deel nie sy eer nie. Ek gaan nie die krediet vat as dit goed gaan nie. Maar ek gaan ook nie die pak slaaf vat as dit sleg gaan nie. Want alle eer kom hom toe. En weet jy wanneer doen ons dit baie? Nou ons het baie lekker gesing vanoggend, reg? Ja, ons het lekker gesing. Maar as ek durf een van julle hoor sê, DJ was great. As ons volgende week, gaan ons hier dieselfde band hê met hier dieselfde liedjies, as die Here ons die help het ons moeilikheid. Dis of die Here en sy eer, of dit is niks. Dis of sy eer, of dit is niks. Hier's wat hy doen, hy gebruik ouens, en ons is super dankbaar, ons is regtig so dankbaar. Hy sê, maar hy gebruik goed, hy sê, maar ons het hierdie skat, wat is hierdie skat? Hierdie teenwoordigheid, God se grootheid, God se goedheid, God se liefde, God se gawes, ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Hoeveel keer in my lewe al, hoeveel keer het ek al gesit, in die sitkamer, van kinders van die Here wat baie lief is vir hom,
En al wat hulle my wil oortuig, is as ons net daar die een liedjie kan sing, wat ons gesing het, toe hulle eendag die uitstorting van die Gees ervaar het, as ons net daar die een liedjie kan sing, sal die Gees weer val. Ek sê vandag vir jou, dis nie die liedjie nie. Dis 'n hart gebroke voor God. Dis wat dit is. Dis wanneer ek en jy sê, ek sal nie uit myself uit nie. Ek sal my oë oplig vir hom, en ek sal ontvang uit die hemel uit alles wat hy vir my instoor het. Dan werk die Gees. Dan het ons die skat wat in ons moet wees. Kom ons gee nie aan mense die eer wat Jesus toe kom nie. God deel nie sy eer nie. En so jy het nou gesond geword, toe die ou vir jou gebid het. En nou kan net hierdie ou vir jou bid. Hoor my mooi, moenie verbaas wees as die Here dan ophou om jou gesond te maak nie. Besef ons, dis afgodery. Dis afgodery om die krag van God aan 'n mens toe te skryf, wat aan God behoort. God deel nie sy eer nie, inteendeel, hy stort sy skat uit in erdekryke net soos ek en jy. Nou dis die wonderlikste, beste nuus wat daar is, want dit beteken dat ek en jy, enige een van ons, wat gebroken voor hom sal staan, want dis natuurlik al hoe die skat uitkom, reg? Het julle gehoor wat ek sê? Die enigste manier om die skat uit die erdekryk uit te kry, is as die erdekryk breek. God soek nie die high performance mense nie. God soek gebroken mense, sodat sy skat, dit wat binnein is, kan uitkom. Wil jy nie opnuut RSVP nie? Wil jy nie opnuut sê, Vader, ek wil my roeping ten volle uitleef nie. Ek gaan begin land, en ons gaan klaarmaak, en ek wil net jy moet hierdie weet, God gebruik hierdie 300 ouens, hulle verjaag die Midianiete, 120,000 van hulle sterf, want hulle maak mekaar sommer dood, omdat die Here confusion gebring het, ek sê maar net, 15,000 van hulle vlug, Gideon sit hulle agterna, en hy maak hulle ook dood, saam met daai 300 mans. Man, hoofstuk 8 vers 1, jy sou dink, great victory, reg? Hoor wat gebeur, toe sê die manskappe van Ephraim, nou Ephraim is deel van die Israeliete, Gideon se vriende, supposed to be, vir hom, wat is dit dat u ons aangedoen het, dat u ons nie geroep het, toe u weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie, en hulle het heftig met hom getwis. Ish. Geen handske, dankie Gideon vir jou. Nie, hoekom het jy ons nie geroep, jongens ook. In Standerton was ons streeksvoorsitter 'n swart man gewees, ou Mandla. Ou Mandla het Engels gepreek. En eendag toe hy vir die klomp pastore preek, toe sê hy, Pastor, you will not make everyone happy. You are not money. Die enigste ding wat almal bly maak is geld. Liewe meneer, mevrou, as jy jou roeping gaan uitleef, verwag. Daar sal mense wees wat nie tevrede is terwyl jy jou roeping uitleef nie. Dis okay. Mag jy bevry wees van die goedkeuring van ander op jou lewe, sodat jy die volheid van die roeping waarmee Christus, ons is 'n liggaam, ons is nie supposed om dieselfde te wees nie. Amen, dankie Petrus. Kan jy imagine hoe lomp sou die liggaam gewees het, as ons nie bene gehad het nie, maar ons het arms daar gehad? Hoeveel sou jy dan gebacksquat het, Johan? As jy dit met jou arms moes doen. Die Here gee vir ons bene, sodat ons kan loop, oë, sodat ons kan sien, hande, sodat ons kan werk. Ons is veronderstel om anders te wees. En as jy heeltyd soos ander gaan probeer wees, gaan jy nie jou roeping kan uitleef nie. En as jy aan mekaar op soek is na die goedkeuring van ander, gaan jy nie jou roeping kan uitleef nie. Ons laaste een vanoggend is ook in Rigters 8. Nou interessant genoeg, daar's 12 rigters in die boek van Rigters. 12 van hulle. Gideon is die een waar hulle die heel meeste praat. Meer as Samson, meer as Deborah.
Meer as Otniel. En so is iets om te leer volgens, dis iets om te snap, is iets om raak te sien. Jy sien, die minder bekende gedeelte van Gideon se storie, die meer bekende gedeelte is hoe die Here hom gebruik om met 300 manne vir die Midianiete weg te jaag. Maar wat na dit gebeur, as hulle hierdie konings plat slaan en hulle vat die byt, dan sê die Israeliete vir Gideon, wees jy ons koning? En in 'n oomblik van wysheid sê Gideon vir hulle, ek gaan nie julle koning wees nie, die Here alleen moet julle koning wees. En dan dink jy, ja, halleluja broer. Maar net daarna doen hy iets, hy sê, maar ek het ietsie om te vra. En hy vra die vraag, hy sê, gee vir my al julle oorbelle wat julle gekry het. Hulle sê, ons sal dit vrywilliglik gee. Nou, oorbelle in vandag se tyd, ek weet nie, moet ons 'n mandjie daar by die deur sit, hoeveel geld sal ons nou hê? Jy weet, as almal nou hulle oorbelle daarin sit nie. Maar dit sal waarskynlik nie te veel wees nie. Oorbelle, die Bybel sê vir ons, want hulle was Ismaeliete gewees. Dit was baie goud. Die Bybel sê vir ons 1700 shekels goud. Nou ek het vir AI gevra, hoeveel sou 1700 shekels goud van vandag se tyd wees? Volgens AI is dit 49, something miljoen rand. Paar rand reg. Jy sien op hierdie hoogtepunt van Gideon se lewe. Na oorwinning op oorwinning, hy slaag selfs die toets om nie aansien na te jaag en die koningskap op te neem nie. Ek wil net heeltyd vir hom hande klap en sê, great job. Maar Gideon in vers 27 maak 'n fout. En daar het hy 'n skouerkleed, en Gideon daar 'n skouerkleed van gemaak, al hierdie goud wat hy bymekaar gemaak het. En dit in sy stad Ofra opgestel. En die hele Israel het daar agter gehoreer. En dit het vir Gideon in sy huis 'n struik geword. Wat? Van oorwinning tot oorwinning. Great Gideon, mooi Gideon. En toe die oomblik daar is, kan jy onthou wat hy in die begin gedoen het? Hy breek hierdie afgodsaltare af. Hierdie altaar tot Baal, hierdie heilige stomp wat daar langs aan staan. En aan die einde van gee hy weer vir Israel 'n afgod. 'n Skouerkleed. En nou die Bybel sê vir ons daardie skouerkleed is volgens Exodus 28 deel van die priesterlike gedrag. En hy gee vir hulle 'n ander afgod. En hulle begin 'n ander afgod aanbid. En so ek wil vir jou sê, meneer, mevrou, soos jy jou roeping uitleef, wees wakker na die oorwinnings. Ons is geneig om te vas en te bid, tot die deurbraak kom. En as die deurbraak kom, dan vergeet ons om op te let in die klas. Dit is krities belangrik, wees wakker, liewe kind van God, reg na die oorwinning. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie. Moenie vergeet wat die Here vir jou gedoen het nie, reg na die oorwinning. Doen Gideon hierdie ding. Was nog 'n paar ander goed wat hy doen, wat sy hart so bietjie verklap, maar Gideon land nie op 'n goeie plek nie. En so ek wil net vir 'n oomblik hier kom staan. Ons gaan nou nagmaal bedien. Want so hartseer en so tragies soos wat dit is dit nie die laaste keer wat ons van Gideon lees nie. Die band, julle kan vorentoe kom. Thanks, julle is welkom. Ek gaan nou die ouens roep om my te kom help, maar
Ek wil hê jy moet nie hierdie mis nie. Okay, want as die so Gideon begin op 'n baie moeilike plek. Israel kry pak slaap by die Midianiete. Hulle bron van inkomste word weggevat. Hulle kan nie regtig oorleef nie. Hulle maak at best 'n sukkel bestaan. En dan sit hier die een oorwinning na die volgende oorwinning en hoe die Here hom net help. En dan kies Gideon om 'n skouerkleed te maak, 'n afgod. My hart gebreek toe ek dit weer lees die week. Want ek besef die uitdaging wat ons het vir ons eie harte. Ek besef ons valbaarheid as mens. Maar toe ek Gideon search, en ek sien een in my in die Nuwe Testament. Jesus, hier is al 'n great nuus. In Hebreërs hoofstuk 11, wanneer die geloofshelde genoem word, dan skryf die skrywer van Hebreërs weer Gideon se naam. En toe ek dit lees, het dit iets vir my hart gedoen, omdat die laaste ding wat oor Gideon gesê is, nie het 'n skouerkleed gemaak nie. Maar die laaste ding wat oor hom gesê is, dat Gideon is 'n geloofsheld ook gewees. En ek glo dat hy was. En so ek wil hê dat ons sal deelneem aan hierdie tafel vandag, met die wete dat selfs as ek nie sulke goeie besluite geneem het nie, nooit die Here my nog steeds na 'n plek van herstel toe. Nou ek wil iets baie duidelik stel. Mag sy genade nooit 'n verskoning vir my en jou wees om in ons sondes te bly nie, ek pleit by jou, nooit nie. Maar mag jy nie jouself guilt trip uit jou roeping uit nie. Ek staan voor jou en sê vir jou, daar is niks wat jy kan doen wat groter is as die kruis nie. En as jy in besonder vandag nodig het, om weg te kruip agter die kruis, wil ek jou vra, doen dit asseblief. Jy kan staat maak op sy vergifnis. Hou op om te luister na hierdie geprekery van die vyand, wat vir jou sê, jy het geen roeping nie, en jy gaan nooit in jou roeping kan leef nie, want, hoe durf jy? Luister, die kruis maak ons vry, gemeente. Jesus maak ons vry deur die kruiswerk. Ek en jy word genooi na 'n nuwe verbond toe, waar ek en jy niks verdien wat ons kry nie. En so asseblief trek die lyn baie mooi. Moenie in die sonde bly sodat die genade meer kan word nie. Dis wat Romeine 6 vir ons sê. Maar moenie toelaat dat die vyand jou vertel, jy is gediskwalifiseer op grond van jou verlede. Jy is nie Hoor my mooi. Ek hoor in my gees hoe die Here vir iemand al geroep het om vir mense te bid en om mense te help wat deur moeilike huweliksuitdagings gaan. Maar jy self is deur 'n egskeiding. En nou bly jy vir jouself sê, hoe kan ek? Ek sê vandag vir jou, dis hoe. Dis hoe. Dis die enigste manier hoe. Dis net deur sy verbond. Hou asseblief op om die leuns van die vyand te glo oor jou lewe. As die Here jou roep om jou mond oop te maak, en jy sê, maar ek praat nie so lekker nie, hy weet dit, hy roep jou nog steeds. En hy stry nie eers met jou nie.
Hy sê nie eers jou nee man, jy praat eintlik alright nie. Hy sê vir jou, weet jy net ek is met jou. Breek asseblief die altaar af. Gee aan God die eer. Ek wil net gehoorsaam wees aan wat ek in my gees ervaar en so Janie en Sharnay, gaan julle omgee om my te kom help die nagmaal bedien asseblief. Sal julle mind, is dit okay? Jy mag sê nee. Asseblief kom as julle reg is. En Lukas, saam met jou vroukie, kom asseblief. Tannie Alta, sal tannie vir my kom help, asseblief. Ek vra mooi. Staan nie omgee nie. Dankie vir julle bereidwilligheid, ek waardeer. Hierdie volgende paar oomblikke, wil jy nie asseblief net jou oë sluit saam met my. Hierdie volgende paar oomblikke is so krities. Ek glo dat die Here wil jou aktiveer in jou roeping. Ek glo dat die Here met manne en vroue wil praat, soos wat hy met Gideon gepraat het. Wil jy nie asseblief erns met die Here meeneem? Ek kan nie namens die Here vir jou sê nie. Maar ek wil jou baie mooi vra. Moenie die geleentheid laat verbygaan nie. En hierdie volgende paar oomblikke mis nie, dit is krities belangrik. Daar is 'n seisoen vir ons wat voor lê. En die oes lê eintlik al op die grond. Daar's 'n dringendheid in my hart. Kom ons begin wandel in die roeping waarmee die Here ons roep. Meer as wat ons tans doen. En Vader, dankie dat ek hierdie oomblik aan U kan wy. Dankie dat ek kan staat maak op die Heilige Gees. Op grond van U woord wat sê daar, waar 2 of 3 vergader, daar is U, Here, dankie dat ons weet U is hier. Ek wil bid, Vader, dat U asseblief in die grootheid van wie U is, elke hart bedien in hierdie oomblik. Ek roep die profete, ek roep die apostels, ek roep die herders, ek roep die leraars. Sal U asseblief sekerheid bring in die harte van mense, sodat ons kan funksioneer soos ons nog nie het in die verlede nie. Dankie dat U ons losmaak en vrymaak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Soos wat jy die nagmaal kry, kan jy dit ook net by jou hou. Ons gaan dan ook saam nagmaal gebruik as almal dit gekry het. I can feel
Yes, I know He holds the future, and life is worth living just because He loves. Dit so 'n uitnodiging van die Here om net as manne, so manne, die Here nooi jou uit, as jy gemaklik is om so te doen, om net jou hande in die lig op te steek, en ek wil julle vra om dit saam met my te doen. En so die woord van die Here sê vir ons, hy sê, wie kan opgaan na die berg? Hy sê, die met reine harte en skoon hande. En so manne, ons het ook 'n roeping as mans. Ons het 'n plek om vol te staan. Wil jy nie vanoggend opnuut kies, net te sê, Here, gebruik my. En Vader, dankie dat ek nou kan bid vir ons manne. Ons lig ons hande op teenoor U, as 'n teken van ons oorgawe en ons bereidwilligheid. Dis sê, Vader, ons wil reine harte hê en skoon hande. Mag ons roeping uitleef as hoof van die huis. Koning, priester en profeet. Mag ons vrouens dien. Mag ons diensknegleiers wees, wat lewe bring in die naam van Jesus. Amen. En amen.